Kom ons net vir 'n oomblik stil, dan gaan ek die Here saam met u vertrou. Vader, ja, Here, ons kan dit nie genoeg vir u sê. Papa, daar's niemand soos u nie. Vader, daar's niemand soos u nie. Dankie dat ons u Vader kan noem. Dankie Jesus, dankie vir die prys wat u betaal het. Here, ons koning, ons meester. Dankie. U het aan ons gedink. U ken ons by die naam. U het 'n plan met elkeen van ons. En ek dank u, Here, u arm is nie te kort vir elkeen van ons. Om ons te help en ons te voorsien, want u is 'n God wat naby is. Kom dan nou vanaand, Here, Heilige Gees, dankie. Here, u is die trooster, u is 'n persoon, u is 'n werklikheid vir ons. Kom en help ons dan nou. Kom Here, begin by my, by elkeen van ons en maak dit hierdie kosbare woord van u. Maak dit vir ons oop. Ons wil sê uit ons hart uit, Here, spreek Here, die diensknegt, die diens mag luister. Halleluja. In Jesus naam. Amen, amen. Johannes 14, kom ons kyk saam. Daar's 'n kosbare woord wat die Here vir julle het vanaand. Dankie Jesus. Dankie Here. En ek gaan vir ons begin lees daar vanaf vers 1 af, Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Wow, prys die Here. Die Here begin, en u sal weet, dat Johannes 14, 15, 16, 17 is van die, kyk vir ons as manne wat die woord bedien, dit is van die diepste gedeeltes, en partykeer lees jy dit, en jy kan nie vir die Here genoeg dankie sê, vir dit wat hy daar kom oopmaak het nie. En ons moet net agneem, reg in die begin, dat die Here het geweet, wat hy alles met hulle gaan deel, maar reg in die begin sê hy, laat julle hart nie ontsteld word nie. Dis iets wat ek myself gereeld herinner. Ons moet seker maak, dat ons bewus is van die kondisie van ons hart, in alle tye. En dat ons hart voor die Here rustig hou. En dat ons geen plek gee vir enigiets wat jy wil ontstel nie. Hoekom? Omdat jy so, en dis wat ek gaan invoer vanaand, dat ons so 'n bewustheid het, van wie in ons is. Vanaand se boodskap, ek het ervaring met u woord te kom deel, dat die Here, ons Here, het 'n diepe begeerte, dat sy kinders sal beweeg, sal rondbeweeg met 'n diepe bewustheid van wie werklik binne in hulle is. En soos ons gaan begin deel, gaan jy dit sien. Jy moet 'n keuse maak binne in jou. Dat ek wil 'n man of 'n vrou van die Here wees, wat van oomblik tot oomblik werklik 'n diepe bewustheid het, van wie binne my is. Want, jy weet, ons leef in 'n gejaagde wêreld. Ons leef in 'n besige wêreld. En ons leef in 'n wêreld wat eintlik so ontwerp is, om jou so besig te hou met die dinge van die wêreld, met die verantwoordelikhede van die wêreld. En as jy nie versigtig is nie, loop jy rond sonder dat jy werklik van oomblik tot oomblik 'n intense bewustheid het van wie is binne jou. Ek gaan net lees en dan soos ek dit kry, gaan ek met vir sê, kyk hierna. Hierdie is God se woord. So, net om dit weer te sê, ons Here begin deur vir sê, hey, laat jou hart nie ontstel word nie. En ek glo, dis 'n sleutel wat jy net binne jou moet onthou. Here, ek wil hierdie ingesteldheid hê. As u gesê het, laat jou hart nie ontstel word, beteken dit, as dit uit u mond uit gekom het, dan moet dit moontlik wees om so te kan leef. En ons moet mekaar bemoedig om te sê, as jy so iets sê, Here, dis ek daar. Here, hierdie is ek. Ek is die man, ek is die vrou, wat die vermooi, want u het dit gesê, en as u het gesê het, is dit my genoeg.
U het gesê, laat jou hart nie ontstel word. Here, dan sê ek, dis ek daar, dis moontlik. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Luister hierna, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wow. Net om vir dit te sê, hierdie woord Jesus is een kosbare woord. Hoekom? Toe Adam en Eva gesondig het, toe was daar vir hulle op die einde gesê, hulle moet uit die tuin uitgaan. En die woord sê toe daar in Genesis dat God het engele met vlammende swaarde daar geplaas, sodat hulle nie kan terugkom. En hier kom die Here nou, en nou, as ons sê die Here, dan sê ons, Jesus die woord wat vlees word, ons God, kom sê vir ons hier, hy sê, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis iets wat in jou hart moet intrek. Dis die God wat ek dien. O, Here. Die sondeval het wel gebring, dat daar 'n skeiding tussen God en mens gekom het. Soveel so, dat God gesê het, ek het jou geplaas in die tuin, maar jy sondig jy. En nou moet ek 'n barrier plaas daar, dat jy nie kan terugkom nie. Maar hier kom hy, uit sy hart vloei hierdie woord vir jou en vir my, sodat jy kan wees waar ek is. Ek wil vir jy sê, dis iets wat ek in my hart ingetrek. Halleluja. En dan sê die Here die volgende, en waar ek heen gaan, weet jy, en die weg ken jy. Nou, ons weet, in vers 5 sê Thomas, en ons gaan dit nou lees, maar net voor ons dit lees, kan ek jou bemoedig, ek gaan dalk my hoor, ek gaan dit gereeld sê, kan dit, as jy hierdie vers 4 lees, en jy besef, hierdie woord, kom uit my Here se hart. En onthou, hy is God, hy kan nie lieg nie. En hier sê hy, en waar ek heen gaan, weet jy, en die weg ken jy. Kan jy uit jou hart uit in geloof sê, Here, dis ek daar. Dat, weet, en nou net die volgende vers in Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar die gaan nie, hoe kan ons die weg ken? En so baie keer, onbewustelik, is dit hoe die kind van God leef. Hy lees iets fenomenaal kosbaar in die woord, en sy reaksie onmiddellik is, ek weet nie. Tog het die woord vir ons reeds geroep en gesê, die regverdige sal deur die geloof lewe. En die Here openbaar iets van geloof, wat hy sê dat die God wat ons dien is die God wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit so is. So as jy dit glo van jou Here, dan moet jy weet, iets van dit is in my. Want ergens moet ons begin, dat ons mekaar bemoedig en sê, Here, as U Adam oorspronklik in die beeld geskaap het, en U het gekom en U die sonde weggeneem, en U sê op een plek, sê U, as iemand in Christus is, sy nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Dan moet ek ergens sê, want die beeld van my God is in my herstel. Dan as daar in hom is, dat hy sê, dat hy roep die dinge wat nie bestaan nie as dit so is, dat iets van moet binne in my kosvat. En ek sê vir, as jy dit hoor, net omdat hy dit sê, moet dit vir jou genoeg wees. Hy sê, en waar ek heen gaan, dan gebruik hy hierdie woord, weet jy. Engels sê, you know. En dis iets wat, ek ervaar het ook voorbereid, as jy weer op my gesê, ons moet net hierdie, net vastmaak by jy. Die kind van God moet by 'n plek kom, waar hy weet hoe om dinge te weet. As ek dit in Engels mag sê, you must live from a place of knowing. As kind van God moet jy leef van 'n plek waar jy dinge weet. Hoekom?
Jy is wedergebore. As jy sê, Jesus is my Here, ek het hom aangeneem, dan wat jy eintlik sê, ek is wedergebore. My gees is wedergebore uit die gees van God. Ek het 'n nuwe natuur, ek het die natuur van God, ek is 'n nuwe skepsel. So waar my gees voorheen dood was, nou is my gees lewend. So my gees kan dinge weet. En toe by 'n punt kom en ek het ervaar, ek moet net vir julle 'n skrifvers, voor ons verder gaan, kyk saam met my Markus 2. Markus 2 is daar iets rondom hierdie beginsel wat ek met u moet deel. En dit is daar in vers 8. En Jesus het dadelik, luister hierna, in sy gees geweet. Dis Markus 2 vers 8. Almal, wow. Net vir 'n oomblik, kan jy hierdie woord hoor? Nou, die vorige verse sê dit, waarom praat hierdie man so godslasterik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? So, hulle het dit in hulle harte geredeneer, en hier sê dit die volgende, en Jesus het dadelik in sy gees geweet. Nie in sy verstand nie, nie in sy emosies nie, in sy gees. En jy moet jouself afvra, glo ek werklik dat ek wedergebore is? Dan het Jesus gesê, wat uit die gees gebore is gees. Jou gees is wedergebore. Voorheen was jou gees dood. Beteken dit, hy was nie bruikbaar vir jou, as ek het nou daai so voorstel. Nou het die lewe van God in jou gees kom. Jou gees kan deur die gees van God gebruik word. En dis lewe. En as Jesus daai ervaring gehad het, dan moet jy dit lees, sê Here, dis ek nie. En die kind van God moet begin om oefen, om bewus te raak van sy innerlike mens. En hoe sy innerlike mens met die gees van God saamwerk. Op een plek sê die woord, die gees van God getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Die gees van God getuig saam met ons gees. Jy moet sê, Here, help my om te kan onderskei wat is gees en wat is siel. Hoekom sê ek dit? Jy ken die woord, Hebreërs 4, wat sê dat die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. En dan sê hy, dring deur tot die skeiding van gewrigte en murg, en dan sê hy van siel en gees. Die woord van God bring 'n skeiding tussen jou siel en jou gees. As jou gewrigte en jou murg twee verskillende dinge is, en jy weet, in jou liggaam, jou gewrigte en jou murg, jou gewrigte is een ding, jou murg is een ding. So as dit twee verskillende, dan is jou siel en jou gees is twee verskillende dinge. Op een plek sê die woord, sê Paulus, mag God jou na gees, siel en liggaam, geheel en al, onberispelik bewaar. Gees, siel en liggaam. En hierso sê die Here, en Jesus het dadelik in sy gees geweet. Engels sê, he know, he just knew. Dis met jou gees wat jy dinge net weet. Kyk, net om hierdie ding vir jy vastmaak, hoekom dit so belangrik is, en dat jy hierdie ding op die eie kan jy 'n studie gaan maak, van op hoeveel plekke praat hy van hierdie dat jy dinge weet, maar een plek wat ek vir jou wys, Efesiërs hoofstuk 1, en ons gaan nou terugkom na Johannes 14 toe. In Efesiërs hoofstuk 1, prys die Here. Daarom van dit ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, dan sê hy volgende, hou ek nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Dan sê hy, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid, en openbaring en kennis van hom mag gee, verlig die oë van julle verstaan, dan sê hy die volgende, dis wat die kamper ons sê, sodat julle kan
weet. Wow. Sodat julle kan weet. En jy moet vir jouself sê, Here, dis ek daar. Dit is in my gees, wat ek net hierdie, wat so pas vir my gebid is, ek weet dit. Dis nie iets wat ek emosioneel ervaar, want jy weet self. Partykeer is jy daar emosioneel, partykeer, en partykeer is jy vol wilskrag, partykeer is jy net nie lus nie. Partykeer jou liggaam is voel goed en partykeer nie. Partykeer is jou gedagtes positief, partykeer is jou gedagtes nie. Die vraag wat jy jouself afvra, het jy al toegelaat dat die woord van God 'n skeiding bring tussen jou sielsvaart en jou gees? Het jy al by 'n plek gekom waar jy sê, Here, U het so 'n groot prys betaal, dat dit wat U aan die prys betaal het, eerstens was sodat ek weer gebore kan word. Die ding wat jy moet besef, ons voor Jesus gekom het, was elke mens, was geestelik dood gewees. En daar was niks wat hy kon doen, wat vir hom geestelike lewe kon voortbring. Die mens uit homself, sy goeie werke, dit wat hy doen, kan nie geestelike lewe voortbring. Nie een van ons is in staat om ons eie hand hiervoor in te druk en die ou mens vas te vat, hom uit te haal en 'n nuwe mens hier in te sit. Nie een nie, en ons weet dit. En as jy dit besef, Here, as ek nie, en jy weet self, jy wat die woord bedien, as iemand nie Jesus aanneem, as sy verlossing en saligmaker, en hom ontvang as sy redder, en hy word nie weergebore hierdie kant van die dood. Dan wanneer hy sterf, dan sterf hy sonder Christus, maar hy sterf as iemand wie se gees dood is. Dit beteken nie hy het nie 'n gees nie. Maar hy sterf as iemand wat nie lig in het nie. Hy sterf as iemand wat nie lewe in hom het nie. En as jy sterf sonder Jesus, wat die lewe is, wat die lig is, dan gaan jy na die plek waar daar nie lewe en nie lig is. Jy gaan hel. En daar's niks wat jy uit jou eie werke kan doen om geestelike lewe, net Jesus kan dit bring. En as jy hierdie ding werklik besef, die prys wat hy betaal het, is sodat hy sy lewe kon gee vir ons, sodat ons, en as hy praat van sy lewe, praat hy van dat jou gees weergebore kan word. Want toe Adam gesondig het, het hy eers 900 jaar later fisies gesterf. Maar op daai oomblik het hy geestelik gesterf. En die beeld van God is gesteel van hom. Maar as jy wedergebore is, op daai oomblik, kom doen God iets vir jou wat jy nie kan doen nie. Onvoorwaardelik, uit genade. Besef ons as kinders van God werklik die impak van wat dit beteken. Hier is ek nou, iemand wat wedergebore is. My gees is lewend. En hoe bewus is ek werklik van my innerlike mens? O, Here. En ek het dit alles vir u gesê, as ons nou teruggaan na Johannes 14 toe, net soos ons teruggaan, doen jy self 'n guns en gaan doen 'n studie van hierdie gebede van Paulus. En jy sal sien, hy praat oorals daarvan, dat jy 'n ding moet weet in jou gees. Johannes 14, kom ons lees dan net 'n bietjie verder daarso. Dankie Here, dankie Here. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Soos jy dit lees, en ek nou met jou gedeel het, dis asof jy, en ek gaan nou met jy eerlik wees, dit gaan oefening kos. Dit gaan die geestelike beginsel kos van soek, en jy sal vind. Hierdie wat ek met u nou deel, is vir die, wat werklik erns is, met die dinge van God. Op een plek sê die woord van Here in Spreuke, dat as jy dan na soek soos na silwer,
dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy dit vind. Het jy al daai gedeelte gelees? Het jy dit al in jou hart ingetrek? Het jy besef dat die God wat ons dien, is nie iemand wat met hom laat speel nie. As jy halfhartig na hom toe kom, dan sê hy vir jou, as jy wil halfhartig kom, lou kom, een plek sê hy, as jy maar warm was of koud was, maar nou met jy lou is, gaan ek jou op my mond spoeg. Jy moet vir jouself sê, ek kan nie speel met my Christenskap nie. Ek kan nie net ligtelik met die woord omgaan nie. Hierdie woord is te kosbaar. As ek dit nou vir jy sê, en jy hoor die ding, yes, dit gaan kos dat jy moet soek, maar sê, waarvan praat hierdie man van die Here? Dat ek dinge in my gees moet weet, en ek wil vir jy sê, die woord sê, as jy soek daarna, gaan jy dit vind. En al wat ek vir jy sê, is, as jy kyk en jy sien, dat jou Here het daai ervaring gehad, dat hy iets in sy gees net geweet het, dan moet jy vir jy sê, Here, dankie, U is die volmaakte voorbeeld, en ek kies om U as voorbeeld na te volg. Sê Paulus nie op een plek, volg my voorbeeld, soos ek Christus navolg. Come on. So, jy moet daai ingesteldheid hê, Here. As ek sien hoe U wandel, dan is dit hoe ek wil wandel. En dit wat ek met U vanaand wil deel, kom neer op hierdie ding. Vader wil hê dat jy 'n spesifieke ingesteldheid moet hê. 'n spesifieke benadering moet hê. En 'n spesifieke bewustheid binne jou moet hê. Nou, net om hierdie met die vas te maak, en jy gaan sê, ons gaan nou verder lees, maar net een hoofstuk terug, Johannes 13. Jy weet self, dat baie keer soos 'n mens bedien, en jy berei voor, en dan gee die Here jou sulke skrif, en dan soos jy bedien, soos jy vloei, dan vertrou jy die Heilige Gees om op die regte oomblik die verse vir jou terugbring, en eintlik is dit hy wat die woord saamsit. So dat, as jy die woord klaar bedien, kan jy nie eer vat nie. Dis net hy, en dis wat ek wil vir jy sê. Soos ek bedien, het ek net daai vertroue, dis net hy wat die woord kan laat vloei. Johannes 13, hy sê so, en voor die fees van die Pasga, het Jesus, omdat hy, ek het hierdie omkring, hy sê, omdat hy wis. Wow. Moenie daai net vinnig oorlees nie. Hier is so 'n klein sleutel vir die wat soek om in die gees te wandel. Hierdie woord sê vir my, en voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader. As jy dit lees, moet jy besef, dat jou intellektuele brein het nie die vermoë so iets te kan weet. Kom maar. Hierdie, toe hy praat hiervan, dat is dit iets wat hy in sy gees geweet het. En ons moet mekaar bemoedig. Die kosbare waarhede van hoe om in die gees te wandel is in die woord. Ons moet net soek daarna. En as jy dit lees, dan wat ek doen is, ek vat 'n vers soos daai en ek kyk na dit. En ek eet dit, ek lees dit en ek kyk na dit. En uit my hart uit sê ek vir die Here, hierdie is ek. En kinderlik glo ek eenvoudig dat as dit hier is en dis hy wat dit so goed, dan is dit iets wat ek kan vat vir myself. En ek het 'n kinderlike vertroue dat sy woord kan voortbring in my wat ek nie kan voortbring. Want nou net, dis die Here wat gesê het, die geloof kom deur die gehoor. En die gehoor deur die woord van God. God se woord het die goddelike vermoë om geloof voort te bring. Daai kosbare werklikheid binne ons, wat gesê het, dis net geloof wat God kan behaag. Halleluja. Wie van ons het nie daai diepe begeerte om te kan sê, ek is 'n man, ek is 'n vrou, wat my God, wat my Vader behaag. En dit kom deur die gehoor, deur die woord. So, ek lees 'n gedeelte soos hierdie, en omdat ek myself daaraan geoefen het,
ek soveel keer af myself, daai skrifvers herhaal, dat geloof kom deur die gehoor. Dan, en dus as ek net weet, as ek my oë op hierdie woord plaas, gaan hierdie woord geloof voortbring. Dit wat 'n berg kan skuif. Dit wat ek nie kan doen nie, kan voortbring. Ek kan nie uit myself uit hierdie geestelike vermoë om dinge te kan wis, om dinge te kan weet. Uit myself uit kan ek dit nie voortbring. Maar as ek tyd in sy kosbare woord spandeer, en ek sy woord toelaat om met my te praat, en sy woord toelaat om geloof voor te bring, dan kan ek my oë op sy woord plaas, ek kan dit lees, ek kan dit hardop sê, ek kan dit mediteer, en ek kan die binnekant my weet, dat dit wat ek nou lees, gaan voorkom in my lewe. Come on. En jy lees en jy besef, hy kon nie uit sy natuurlike mens wees te voel, maar uit sy gees. En dan besef die Here, ek het nodig om so te kan wandel. Want hoe stap jy, en jy hoor baie keer manne praat van, joh, ek het gestap en ek net iemand gesien en ek moes vir daai persoon gaan bid. Weet jy stap baie keer en en dan stap jy by mense verby. Wanneer gaan jy weet, jy moet dan met jou bid nie? Dis net wanneer jy in die gees wandel. En jy jou gees oefen. Een plek sê die woord Hebreërs dat hulle wat geestelike vermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Ek dink is Hebreërs 5. Hulle wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dink ek, as ek dit reg aanhaal, ek het dit nie voorberei nie, maar ek dink dis wat die woord, as ek dit reg uit my hart uit opbring. Hulle wat geestelike vermoëns besit, sê die Afrikaans, deur die gewoonte geoefen. So, jy het nodig om te sê, Here, maak die woord vir my oop, laat ek sien hoe jy gewandel het, en jy sien hoe hy in die gees gewandel het. Jy begin jou oor daarop plaas, en daai woord bring dit voor, en jy oefen jouself, jy, miskien nie onmiddellik loop jy perfect daarin nie, maar as jy daarna soek, sê die woord, sal jy dit vind. Net 'n bietjie verder, sê hy, gebruik hy dieselfde woord weer, dis vers 3, en Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het. Waarom? Wat 'n ervaring. En Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het. O, Here. Probeer jouself net vir 'n oomblik, as jy daai woord lees, almal. Kan jy jouself net indink, hier is jy, en die Vader kom en openbaar iets spesifiek aan jou. Waar? In jou gees. Jy raak net bewus daarvan. Jy wis iets, jy weet iets. Dis nog nie iets wat jy met jou verstand kan uitredeneer. Jy kan nie nou self besluit met jou wilskrag, ek wil hê die Vader moet met my praat. Kom maar. En jou emosies, nou, soos ek sê, ons almal weet, baie keer word die oggend wakker en vir geen rede is jy net plat, emosioneel, volgende word jy wakker, sommer net opgewonde, jy kan nie op jou emosies staat maak. Kan ons by 'n plek kom vir mekaar te sê, hey, jy's wedergebore. Iets bonatuurlik, goddelik, het met jou gebeur in jou gees. Halleluja. Die beeld van God in jou gees is herstel. Jy is 'n nuwe skepsel. Ek bedoel, u weet self, u kan ook onthou, die oomblik toe jy gesê het, ja, Jesus. Uiterlik het daar tog niks met jou verander. Maar ons bemoedig mekaar en ons is oortuig van dit, dat daai oomblik toe jy gesê het, die man van God jou gelei het, en jy besef, Here, ek het U nodig. En jy neem hom op daai oomblik aan. Dink tog terug aan jou eie ervaring. Daai oomblik toe jy gesê het, die eerste keer, Here, red my. Verlos my. Op daai oomblik het God op daai oomblik vir jou iets kom doen wat jy nie kon. Jy kon jou hand eens, hy het. Want die woord sê, die ou mens is gekruisig. Op daai oomblik het God iets bonatuurlik goddelik in jou gewerk. In jou gees. Soveel so, dat God wat nie kan nie gesê het, as iemand in Christus is,
hy 'n nuwe skepsel. En hy sê, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Nie een van ons kan daai woord ongedaan maak. Hy het dit gesê. Tog op daai oomblik, jou fisiese liggaam het nie verander nie. Emosioneel het jy miskien beter gevoel daai oomblik daar. Die volgende dag het iemand jou dalk sleg gesê, die ou mense het, jy het nog nie geleer om die gees te wandel, jy het die vlees kans gegee. Jy weet, maar as jy werklik glo daai woord, dat as jy in Christus die nuwe skepsel, ou dinge het verbygegaan, dan moet jy by punt om sê, Here, ek wil geestelik volwasse word. Ek wil begin besef die dinge waarop het werklik neerkom. Paulus in Filippense bid. Hy sê dat julle liefde nog meer oorvloedig word, dat julle die dinge waarop het werklik neerkom kan onderskei. Here, help my. Ek wil nie onkundig wees nie. Here, wys my, wat het met my gebeur, daai oomblik, hoe groot is daai oomblik nie gewees? Toe ek hier aangeneem, wedergebore. Alles het op daai oomblik nuut geword in my gees. Halleluja. So, nou gaan ons aangaan met in Johannes 14. Kom ons lees verder. So, vers 5. Tobas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wow. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Ons ken daai gedeelte so goed. Ons gebruik daai versie baie keer wanneer ons iemand na die Here toe wil lei, kosbaar. Maar moenie net dat jy daai versie op die rak sit en afhaal net wanneer jy iemand na die Here toe wil lei. Hierdie vers is eintlik 'n vers vir elke oomblik bewus wees. Hierdie vers sê, en wat nou net, ons sê vir mekaar, U wat hier sit, ek glo elkeen van u het Jesus as verlosser self aangeneem. Hierdie vers in my, as ek dit lees, en ek sê eintlik vir myself, hierdie woord is vir my genoeg. Hoekom sê ek dit? Want u weet, op een plek, Jesus Petrus se boot mos gebruik, na hy die bedien het, toe sê hy vir Petrus, vaar so 'n bietjie dieper uit, gaan na die diepte uit, né? En gooi jou net uit. Hy sê iets wat ek en u gereeld vir die Here moet sê. Hy sê die volgende, Here, ons het al heel nag vis gevang, maar op u woord sal ek uitgaan. Ek wil vir u sê, daai is 'n benadering wat u in die hart moet intrek. Ek wil regtig sê, ek het ervaar, dat jy van sê, deel woord met die man en die vrou van die Here Jesus, dat jy vir sê, daar's 'n sekere benadering tot die geestelike lewe wat u as kind van God moet hê. En een van dit is, jy moet 'n benadering hê. As jy iets in die woord lees, al sê jou verstand vir jou iets anders, al sê jou emosies iets op jou aan, al sê jou ervaring van jare terug iets anders. As jy iets lees opnuut, vars, elke dag, sê vir die Here, op u woord stap ek uit. Hier sê hy, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En u sê, u het Jesus aangeneem. Dan moet u sê, ek is by die Vader. As hy dit gesê het, is dit vir my genoeg. Hoe bewus is jy dat op grond van wat hy gesê het, op grond van wat hy gedoen het, wie hy is jy by die Vader? Ek is by die Vader, en ek wil vir jy sê, ek vind my vertroue, ek vind my bewustheid, ek vind my innerlike wete van dit. Ek vind my geloof om dit te kan sê, om dit te glo, net omdat hy dit gesê het. Omdat hy dit gesê het, is dit vir my genoeg. En dis my benadering.
En daarom lees ek iets soos dit, en uit my hart uit sê ek, Here, dis ek daar. En in my hart, ek weet, dat in my hart bedoel ek dit. U weet, dat die God wat ons dien, en vir hom, dit wat in die hart van die mens gebeur, is van die mees belangrikste. Daar hier op een plek, dan word voor Samuel al die groot manne gebring. Op 'n punt kom die Here en hy sê vir Samuel, en julle kyk na die uiterlike, maar ek kyk na die hart. Dis die God wat ons dien. Die God wat ons dien, wil weet of jy in jou hart 'n bewustheid, en of jy in jou hart, as jy iets sê, dat daar 'n eenheid is, dat wat jy sê, dit glo jy. En ek wil vir jy sê, as jy hierdie benadering het, gaan jy jouself begin oefen, om bedagsaam te word oor dit wat jy binnekant jou weet, in jou hart. Jy gaan begin soek daarna, om vir jouself, om bedagsaam te wees, oor dit wat jy bewus is van. Ons Here het gesê, toe hy in Markus 11 gepraat het van die berg wat jy kan skuif, het hy duidelik gesê, julle moet geloof in God hê. Nou toe hy mos die vyeboom aangespreek het, en die vyeboom het verdroog, en die disippels die volgende dag bystaan, en mond het oopgehang, sê, Here, kyk, die vyeboom wat u vervloek het is droog. En hy sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. En dan sê die volgende, voorwaar, ek sê vir julle, wie ook al vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou die see, dan die volgende, en in sy hart nie twyfel, maar glo wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. In daai vers sê die Here vir jou baie duidelik, as jy nie bewus is van wat in jou hart aangaan, help dit nie jy probeer om 'n berg aan te spreek. As jy nie geoefen is om bewus te wees van die kondisie van jou hart nie, moenie probeer om iemand die hande op te lê. Op een plek sê die Here, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Op een plek sê die Here, die liefde moet ongeveins wees. So dit sê vir jou, die Here, en as ek jy kan bemoedig as manne wat die woord bedien, gaan doen 'n studie oor hoeveel plekke die kondisie van die hart vir God die stop van alles is. As die persoon se hart nie reg is, dan stop die wiele kom af. Niks werk nie. En hoeveel kinders van die Here oefen hulle daarin om 'n bewustheid te hê van wat gaan in sy hart aan. Markus 11 sê, as jy vir die berg sê, hef jou op, dan moet jy bewus wees dat jy 'n ekko hoor. Jy weet as jy in 'n grot of in 'n vallei is, jy sê, hallo, en dan sê ekko, dan hoor jy, hallo, 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 hallo. Jy hoor 'n ekko. Ek wil jy vra, as jy wandel, as jy iets sê, hoor jy hoe jou hart ekko? Hallo, hallo. As jy sê berg, hef jou op, hoor jy hoe jou hart dit in absolute waarheid ekko? Berg, jy's weg in Jesus naam. Halleluja. Vir iemand bid, jy lê jou hande op, sê genees, hoor jy hoe jou hart ongeveins sê, genesing het nou plaasgevind. Jy's bewus. Jy weet. Waarin oefen jy jou? Jy kan 'n eie studie gaan doen. Kyk na Markus 11. Weet, so baie kinders van die Here sukkel met vergifnis. Is omdat hy nog nooit geoefen is hoe geloof werk nie. Want jy sê vir hom vergewe, so en so. Jy moet hom vergewe. As jy nie kan vergewe nie, dan kan die Vader jou nie vergewe nie. En ons weet dit. So baie kinders van die Here loop rond met allerlei dinge wat hulle laat swaak is, omdat hulle nie vergewe nie. Maar omdat hy nie weet nie, want hy weet nie hoe om 'n berg te skuif nie, want daai ding wat met hom gebeur het, daai aanstoot, daai seer,
Dit is soos 'n berg, en hy kry dit nie geskuif nie. Want hy is nog nooit geleer hoe om 'n berg aan te spreek, en hoe om in die gees te wandel, dat sy hart in eenheid is met sy woorde. Die mense wat jy bedien, jy moet seker maak, dat hulle weet hoe om in die gees te wandel. Hulle moet kan weet, dat dis iets wat jy jouself moet oefen in. Hoe anders te gaan jy by 'n plek kom, dat jy vir iets wat onbeweeglik is, soos 'n pyn wat so diep is. Hoe gaan jy vir daai pyn sê? Pyn, wees weg in die naam van Jesus. En op die oomblik wat hy dit sê, ervaar hoe daai berg skuif, en sy hart sê, berg, jy's geskuif. That's it. Nie omdat ek so voel nie, emosioneel nie, maar omdat ek dit glo. En my gees getuig. En die Heilige Gees getuig sal met my gee. Ook daar is so baie wat jy, as jy 'n studie is van die ding gaan maak, wat jy het gaan sê. En jy moet kan sê, op grond van wat Jesus hier gesê het, is ek by die Vader. So ek sê, ek het 'n bewustheid van die Vader se teenwoordigheid by my. En ek sê dit in geloof, omdat my Here dit gesê het. En omdat hy dit gesê het, is dit vir my genoeg. Onthou jy op een plek, het ons Here uitgeroep, dat hy het 'n geloof gehoor, wat die grootste is, en op baie plek het hy gesê, ek het nog, in die hele Israel, nog nooit so 'n groot geloof gehad. En wat was die konteks daar? 'n centurion het na hom toe gekom, en gesê, Here, my diensknegt is ernstig siek, hy ly so aan. En Here sê, goed, ek sal kom. Sê, nee Here, ek is nie werd dat u onder my dak kom nie. Toe sê hy die volgende, Here, spreek net 'n woord, en dis vir my genoeg. Ek sê baie keer, mens moet 'n ding lees, jy moet stop, jy oë toemaak, en jy moet doelbewus 'n prentjie vorm van wat jy sopas gelees het. Koop die tyd uit. Raak rustig. Plaas jouself daar. Ek sê vir jou, ek het myself al daar geplaas gesê, ek sien hoe die Here stop, en ek probeer myself inleef, die emosie, sy gesigsuitdrukking, toe hy besef, en die vreugde, wat dit hom bring, toe hy hierdie geloof hoor, en uit ons Here se hart kom die woorde, sê, ek het in die hele Israel nog nie so geloof gesien. En ek sê, Here, dis ek. Ek is daai man, wat so wandel. U woord is vir my genoeg. Here, u hoef net 'n woord te spreek, en dit is vir my in werklikheid genoeg. Halleluja. Wat is jou benadering tot God se woord? Wat is jou ingestel? Nou kom ons lees 'n klein bietjie verder. As julle my geken het, vers 7, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Dis vir my genoeg, Here. As ek u ken, ken ek die Vader. Dis vir my genoeg. Ek raak bewus van hierdie ding. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Nou lees jy Filippus aan, as jy hierdie dinge eers begin jou eie maak. So, as jy amper as jy Filippus sê, Filippus, heerlikheid man, word wakker. En dan hoor jy, nou, lees 'n bietjie dieper, as jy jouself daar plaas, as jy stil word, jy vorm 'n prentjie, kan jy eintlik agterkom, die Here het eintlik 'n hoër standaard verwag van sy disippels. En jy moet hierdie ding in jou hart intrek. Jy kan nie speel met hom. As jy tog,
'n studie op die eie gemaak, maar ek lees hierdie eerste gedeelte en dis asof ek ervaar hoe hy vir Filippus hier antwoord. Dis asof hy vir hom sê, ek verwag daarom 'n bietjie meer van jou, Filippus. Filippus, die standaard wat jy vir jouself gestel het is 'n bietjie laag. Jy moet jouself afvra, waar is die standaard wat jy vir jouself gestel het? Want as jy gaan stil word, jy dink, stop 'n bietjie. Hierdie manne het 3 jaar saam met die Here gewandel. Hulle het van niks bewus gewees nie. En as jy sê, maar wag, pastoor, waar kry dit? Op hierdie punt, op hier kom het ek ervaar, jy het gesê, vat julle na Matteus 16, vanaf vers 6 af. Daarop sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede. Dis Matteus 16, vanaf vers 6 af. Want die vorige vers 5 gesê, toe sy disippels na die oorkant gegaan het hulle vergeet om brode saam te neem. Daarop sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs. En hulle het onder mekaar geredeneer gesê, dit is omdat ons geen brode saamgeneem het. Nou, dit is so 'n klassieke voorbeeld hier. Hierdie ouens is in die vlees. Hulle is hier in die natuurlike gedagtes. Hierdie plek wys vir jou uit, die bar is te laag. Jy kan nie onthou, dis as vir julle vra, wat is jou ingesteldheid? Wat is jou benadering? Waar het jy die bar gestel? Hoe is jou wandel? Hoe is jou ingesteldheid? Hoe is jou benadering tot die Here, tot sy woord? En hy sê so, en hulle het onder mekaar geredeneer gesê, dit is omdat ons geen brode saamgeneem het. Vers 8. Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar? Klein gelowiges. Net hierdie ding. Jou Here draai nie doekies op. Daar is nie so 'n ding dat die Here net 'n blind eye gooi vir jou swakhede. Jy moet verby daai ding kom. Jy moet die bar 'n bietjie hoër stel. Hy sê vir hulle reguit daar, julle is klein gelowig. Dis nie dat hy paai nie. So partykeer is manne van die Here so versigtig om 'n ding reguit te stel. En eintlik is hy besig om 'n ou in die afgrond af te lei. As jy agterkom, iemand is lou. Iemand is besig om te speel. Hy Sondag in die kerk, maar Maandag leef hy nie Christus nie. Help nie jy sê vir hom, ag, is mooi dat jy Sondag gekom het nie. Daar kan jy met my saam sê, dalk is dit beter vir sy Boeta, ek sien jy het nou al so 5-6 maande na die kerk toe gekom. Maar Boeta, ek is jammer om te hoor, ek hoor dat jy wandel nie dit wat ek Sondag gepreek het nie. Jy mors jou tyd, dalk ruk jy hom tot werklikheid. Wat help het, ou kom elke Sondag kerk toe, maar hy leef nie Maandag tot Saterdag dit nie. Die Here Jesus sê, hy sê vir hulle, wat redeneer julle onder mekaar, klein gelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie. En dan hierdie, ek het dit omkring, begryp julle nog nie. Daai woordjie begryp, praat van iets dieper, as net intellektuele redeneer. Hulle het so pas geredeneer, en die Here sê vir hulle, wat redeneer julle? Dan gebruik hy die woordjie begryp. Hy praat van, waarvan asof hy vir hulle sê, waarvan is julle bewus? Hoekom begryp jy nie? Hoekom is jy nie bewus van hierdie ding nie? Dan maak hy het vir hulle ook. Begryp julle nog nie? En dan die volgende woord, onthou julle nie? Dis asof hy vir hulle sê, luister, wat maak julle? Speel julle? Julle was toch daar. Hoe kan jy nie onthou dat ek reeds brode vermeerder het nie? Hoe is dit dat jy nie 2 en 2 by mekaar kan sit nie? Waar is jou fokus? Waar is jou ingesteldheid? Wat is werklik vir jou belangrik? Of speel jy maar net? Is jy maar net daar vir die raai? Ek bedoel, vra jouself af, as dit nou jy was, hoe sou jy daai oomblik gevoel het? Voor almal, die Here sê vir jy is klein gelowig. Eina. Nee Here, jy kan dan nie voor almal dit vir my sê nie.
En hy volgende hom, ek sê vir jou, begryp jy nie? Ja, Here, nou raak jy my daaraan. Nou, en dan los hy dit nie daar, hy sê, kan jy nie onthou nie, hy was toch daar. En jy weet, ons moet mekaar challenge. En ek het hierdie ding spesifiek ervaar, dat die Here wat jy dien, verwag van jou, as jy iets in sy woord gelees het, moet jy dit onthou. Moenie later kom sê, iets anders benaar, en as jy werklik voor die Here kom, gaan hy vir sê, hey, wacht so bietjie, kan jy nie onthou wat daar staan nie? Nou sukkel jy met jou gebedslewe, en die Here sê vir jou, kan jy nie onthou wat Markus 11 sê nie? Hy sê, as jy die berg sê, moet jy op daai oomblik, moet die ekko kan hoor, dat jou hart moet kan saamstem, anders gaan jy sukkel met jou gebed, het jy dit nie onthou nie? En ek bedoel die volgende vers, daai was vers 23, Markus 11, 23, vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle reeds sal ontvang, en julle sal dit verkry. Nou sê Here, ag ek sukkel met my gebed. Here sê vir jou, maar onthou jy nie? Ek het vir jou gesê, daarom. As jy moet bid, onthou die daarom. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra. Die daarom is vir die vorige vers. Nou kan jy nie gaan en sê, ag Here, ek sukkel met my gebed nie. Vra jouself af, is ek iemand wat bewus is van wat in my hart gebeur? Want ek wil nou 'n gebed bid, en as ek hierdie ding bid, moet ek hoor hoe my hart ekko. Here, dankie, U antwoord. En U moet besef, die Here vra vir jou, begryp en onthou. En nou, ek gaan nou begin afsluit. Ek vertrou, hierdie woord is vir U lewe en seën die, prys die Here. Nou kom ons by hierdie stelling. Filippe sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dis vir ons genoeg. Ja. Die hierdie tyd moet jy vir jouself sê, Filippus, is sy woord nie vir jou genoeg nie? En nou vers 9 kom, hier kom Jesus. Jesus sê vir hom, en kyk, kan nie hierdie ding ervaar, hy paai hom nie, hy smeer hom nie botter om die mond nie, hy sê vir hom reguit. Dalk moet jy jouself daar plaas. Want jy weet, hoe lank het jy al nie die woord in jou hande nie? En jy moet jouself afvra, waar is die baar in my lewe? En Jesus sê, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus. Daai woordjie geken, hy sê vir my challenge, wat gebeur binnekant in jou hart? En dis heel duidelik, Filippus, dat jy met jou verstand iets probeer redeneer en uitmaak. Met jou fisiese oë sien jy my fisies. Maar ek het so pas vir jou gesê, dat as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En jy is geoefen om met die uiterlike te kyk. En dis die woord wat ek na jou toe wil bring vanaand. As jou benadering is om dinge vanuit die uiterlike te maak, jy is onbewus wat jou gees gebeur, gaan jy geestelik nooit groei nie. Jy gaan altyd daar in die stof bly. Wat gaan gebeur as jy eendag hoor hoe die Here vir jou sê, jy was al so lank al by my, en het jy my nie geken nie. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Net vir 'n oomblik, kan jy hierdie uitroep uit jou Here se hart hoor? Baie keer sê ons, ek sal so graag die Here se hart verander. Hier is 'n geleentheid. Wat Filippus se vraag en antwoord was, het die amper sê, nie aangename ervaring binne die Here gebring. Maar jou keuse om te glo, kan 'n aangename ervaring in die Here se hart voorkom. Dink 'n bietjie so daarna. Hier sê hy, en hoe sê jy, ek is so lank al by julle.
toon ons die Vader. En dan met hierdie volgende paar verse gaan ek afsluit, vers 10. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Jy moet kan hoor hoe die Here hierdie woorde vir jou vra. Vanaand. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly. Hy doen die werke. Hier kom amper, wil ek vir julle sê, die kruks van wat ek in my hart ervaar om vanaand met u te doen. As jy dit saam met my hierdie ding kan hoor, so Filippus sê vir ons toon ons die Vader, en Jesus kom, en hy sê onomwonde, die Vader is in my en ek is in die Vader, dan sê hy, die woorde wat ek tot julle spreek, kan nie Jesus se fokus sien. En vra u of, as ek dit so kan sê, as wat vir hom belangrik is dit vir jou belangrik. Hier kom Filippus, sê toon ons die Vader, en hy kom, ek is al so lank al by julle, glo jy nie? En dan sê hy die volgende, die woorde, direk daarna wat hy sê, glo jy nie dat ek in die Vader is die Vader, dan sê hy, die woorde wat ek tot julle spreek. Iets van dit sê vir my, dat hierdie is vir hom belangrik. Die woorde wat ek tot julle spreek. Dan sê hy dit, hy sê, spreek ek nie uit myself nie. Die Here wat ons dien, toe hy op die aarde gewandel, was hy bewus daarvan gewees, dat hy in die Vader is, en die Vader is in hom. En as u op die eie tyd 'n studie gaan maak, van Johannes 14, 15, 16, 17, dan gaan jy, en dalk het jy al 'n studie gemaak, en jy gaan nou saam met my sê, amen. Dis onomwonde, dat die Here sê, dat soos hy in die Vader was, en die Vader in hom is dit die Vader se begeerte, dat jy, kind van God, net so, in hom is, en hy in jou is. En dis duidelik, dat ons Here het gewandel met 'n absolute bewustheid van die Vader wat in hom is. En die vraag wat u moet stel, as jy werklik glo, wat die Here in hierdie kosbare gedeelte in konteks, is hoofstuk 14, 15, 16, 17, jy gaan doen 'n studie, en jy besef het, dat in daai konteks sê hy, soos ek in die Vader, Johannes 15 sê, bly in my, soos ek in julle. Daar's geen misverstand oor wat in sy hart is, vir jou nie. Geen misverstand. Dis sy begeerte. En die vraag wat jy moet jouself afvra, hy het gewandel met 'n absolute bewustheid van sy Vader in hom. Die vraag nou is, die Here vra vir u vanaand, hoe wandel jy? Here, hoe bewus is jy werklik van oomblik tot oomblik van hom wat in jou is? Die mensies onder jou wat jy bedien, hoe bewus is hulle van hierdie saak? Ek wil vir sê, hoe meer jy hierdie ding bestudeer en jy hoor het, hy sê, die woorde wat ek spreek ek nie uit myself nie. Kan jy hoor hoe hy vir jou sê, hey, ek maak jou iets oop, ek wys vir jou 'n sleutel van, as ek dit so kan sê, van my sukses. Hy sê, die manier hoe ek wandel, ek is so bewus my Vader, en ek het soveel respek en eerbied vir hom, dat ek niks spreek uit myself uit nie. Maar ek is bewus van hom. En wat hy vir my sê, spreek ek. Oh, is dit nie so dat hy in Johannes 5, ek dink vers 19 sê, die seun kan uit homself niks doen, tensy hy die Vader dit sien doen. Ek dink dit is Johannes 5, 19 en 20. Die seun kan uit homself niks doen, maar net dit wat hy die Vader sien doen. En ek vra u, waarvan is jy bewus? Waar is jou fokus?
Waar het jy die bar gestel? Wat is jou ingesteldheid? Wat is jou benadering? Het jy soos jou Here 'n begeerte, 'n absolute begeerte om te wandel soos hy gewandel het? Want hoe hy gewandel is, hy was sensitief vir sy Vader se teenwoordigheid en hy was absoluut bewus van die geestelike werklikheid en realiteit dat die Vader is in hom en hy is in die Vader. En die prys wat hy aan die kruis betaal het, was sodat jy van oomblik tot oomblik met daai selfde bewustheid kan wandel. En daai selfde ingesteldheid kan hê. En dieselfde respek kan hê vir jou Vader. Ek moet in liefde dit sê. Ek sien deesdae meer en meer ouens wat meer hy's meer ingestel op homself. Alles gaan oor hom. In liefde moet ek sê, ek sien manne wat sy titel is vir hom alles. Bewaar as iemand hom tog net nie op sy titel noem. Ek is so dankbaar, ek is voorgestel as Corrie. Noem my Corrie. Dis broer Corrie. Dis my genoeg. Maar ek sê vir die wat jy besig is om te doen, ek sê van Boet, in liefde moet ek sê, dit voel vir my, of alles rondom jou draai. Ek ervaar nie 'n sensitiwiteit vir die Vader nie. Ek hoor jy noem die Bybelvers, ek hoor dit al, maar ek ervaar nie dat jy versigtig is oor hoe jy wandel. Die Here wat jy dien, ek sê, gaan doen 'n studie, moenie haastig wees, lees hierdie gedeelte, lees dit, oor en oor en oor, en vra jouself, hier sien ek, jou Here sê, die woorde wat ek spreek ek nie uit myself. Here, hoe wandel ek? Hoe maklik sê ek nie net 'n ding nie. Ek praat nie net van 'n lelike woord. Hoeveel vloei ek werklik saam met die Heilige Gees in werklik? Hy wat gesê is, dat hy, die Heilige Gees, wanneer hy kom, sal hy julle die volle waarheid lei. En hy praat van waarheid, praat hy van, hy sal jou in die geestelike realiteit inlei. Die waarheid is, dit is hoe 'n ding is, en daar's geen ander manier. Jou fisiese waarheid nou is dat jy's hier op Kraddock, en jy sit op 'n stoel, en jy luister na 'n boodskap. Dit is jou fisiese waarheid, jou fisiese werklikheid. Jy is nie nou in Durban op die strand nie. Jy is hier in Kraddock, in 'n huis. As iemand jou nou bel en sê, waar is jy nou? Dan sê jy, ek's in Kraddock. Luister na 'n boodskap. Dis die waarheid. Dis jou fisiese waarheid. Die geestelike werklikheid, die geestelike waarheid, dit is wat die Heilige Gees ons, hoe 'n ding werklik is. En die werklikheid is, dat as jy in Christus is, dat as jy in die Vader is in jou. Gaan lees opnuut, Johannes 14, 15, 16 en 17, en verlustig jou in hierdie, wat jy sien, hoe die Here vir jou oopmaak, hierdie wandel, hierdie bar wat hy vir jou stel. En daai volgende vers wat ek wou mee aangegaan het, ek ken hom tog, hy sê, die werk wat ek gedoen het, sal julle doen. En ek glo werklik, as ons mekaar gaan begin bemoedig, om hierdie ingesteldheid, hierdie benadering te hê, en ons raak bewus van die Vader, en dit word vir ons 'n absolute werklikheid, dat ons in die Vader is, en die Vader is in ons, en ons is in Jesus, en Jesus is in ons, en dit is 'n geestelike werklikheid. Dis nie net my plezier, dis nie net 'n mooi fraas nie, dit hoe so werklik as my fisiese werklikheid is, dat ek hier in Kraddock is, so werklik is dit, so is dit 'n absolute geestelike realiteit, dat ek is in die Vader, en die Vader is in my. En omdat dit vir my so werklik is, en ek so bewus is daarvan, het ek absolute respek en eerbied vir hom.
En soos Jesus sê, ek doen niks tensy ek my Vader dit sien doen nie. En dit, die woorde wat ek spreek ek nie uit myself nie. Ek spreek dit vanuit hom uit. Ek is bewus van hom in. So wanneer ek vir iemand wil bid, dan raak ek bewus. En yes, ek wil vir julle sê, ek is nog nie daar nie. Maar ek soek daarna. Ek sien iets in sy woord. En ek sê, Here, ek sien iets wat U vir my oopmaak. Want kom ons wees eerlik met mekaar. Ons sien nog nie werke. Die volheid van daai woord waar hy sê, die werke wat ek doen, sal julle doen. En groter werke. En daarom is hierdie net 'n sleutel wat jy net die ding moet regdraai en die deur gaan vir jou oop. Hierdie is dalk dat jy die frekwensie net reg draai en jy stel jou frekwensie reg en jy hoor so duidelik wat in die gees gaan. En jy oefen jou hierin. En sy woord is vir jou genoeg. En jy raak sensitief vir hom en jy raak bewus van sy teenwoordigheid. En ek sluit af, ek sluit af. Daai vers in Johannes 5:19 vers 20 sê, voorwaar die seun kan uit homself niks doen nie, dit sê hy die Vader het sien doen nie. En dan sê dit daar, want die Vader het die seun lief en toon hom alles. En ek wil vir u sê, ons weet, dat in Johannes 17 eindig hy af, dat die Vader ons net soveel lief het, sodat hy Jesus lief het. En as hierdie ding vir jou werklikheid begin word, dan weet jy, die God wat ek dien, wat ek so bewus is, van sy teenwoordigheid die binne, het my so lief. En ek hoef nie bekommerd te wees, gaan hy vir my sê, gaan hy nie iets vir my sê nie, gaan hy iets vir my wees, gaan my God het my lief. En as hy my lief het, hy het vir Jesus getoon, dan sal hy vir my toon, omdat hy my lief het. Prys die Here. Mag die Here hierdie woord aan elke, by my en by u, vasmaak, dat ons daarin kan wandel. In Jesus naam. Amen. Prys die Here.